Die lewe is kosbaar. As jy in jou lewe al in 'n situasie was waar jy by die dood omgedraai het, sal jy weet een of ander tyd daarna begin jy als heroorweeg en kom jy agter wat is eintlik vir jou belangrik. So die lewe is vir ons kosbaar. Ons wil graag die dood laat omdraai. En skielik moet almal besluite neem oor hulle gesondheid. Hoe gaan ons keer dat die dood nie daar ingryp nie? Skielik moet mense besluite neem oor die mense wat in hulle huis en in hulle tuin werk. Skielik moet mense besluite neem wat werk toe gaan. Skielik moet mense besluit, hoe gaan ek my besigheid laat oorleef as 'n neeweffek van hierdie virus wat als getakel het? Hoe gaan ek die besigheid laat oorleef, my organisasie laat oorleef? En radikale besluite ook daarom neem. En dikwels is ons in die posisie juis nou om radikale besluite te neem hoe om ons binnekant, ons kop reg te hou, sodat ons nie soog voor afskuwelike en slegte en negatiewe gedagtes nie. Dit laat 'n mens net besef hoe kosbaar die lewe is. En dit maak miskien dalk vir ons die eerste maal sin hier net voor Goeie Vrydag, om te onthou hoekom God juis gesterf het aan 'n kruishout in die persoon van Jesus Christus. Romeine 6 vers 23 sê dit so mooi: die genadegeskenk van God is die ewige lewe wat ons deel word deur Christus Jesus ons Here. So hierdie lewe is vir ons kosbaar. Maar onthou, nog kosbaarder is die feit dat ons die ewige lewe het in Christus Jesus. En God dank daarvoor, vir hierdie geskenk. Dis vir my nogal 'n ligpunt vir die tyd wat kom.